Vandag kyk ons na een van die 4 hoofmaniere waarop Christene die boek Openbaring verstaan het. En dit is die idealistiese beskouing, van Engels idealism. Die idealistiese siening, soms ook die simboliese of geestelike interpretasie. Dit lees Openbaring nie as 'n presiese geskiedkundige tydlyn van toekomstige gebeure nie. Dit verstaan die boek eerder as 'n simboliese uitbeelding van die voortdurende geestelike stryd tussen God en die magte van boosheid. Volgens hierdie benadering verteenwoordig die beelde die dier, die draak, Babylon, die seels en die trompette nie spesifieke historiese figure of 'n enkelvoudige toekomstige gebeurtenis nie, maar eerder tydlose werklikhede. Die dier simboliseer tiranniese mag. Babylon simboliseer die goddelose wêreldstelsel. En die 1000 jaar simboliseer Christus se heerskappy, maar nie noodwendig 'n letterlike 1000 jaar nie. Die unieke kenmerk van hierdie beskouing is dat dit Openbaring sien as 'n teologiese drama wat oor die hele geskiedenis afspeel. Van Christus se eerste koms tot sy wederkoms. So dit fokus minder op die dinge, op wanneer dinge gebeur en meer op wat hulle beteken. So hierdie benadering is gewild in baie gereformeerde en presbyteriaanse kringe, sowel as dele van die Anglikaanse tradisies. Baie amillennialistiese teoloë gebruik 'n idealistiese raamwerk. Bekende name sluit in William Hendriksen, Anthony Okuma en 'n meer onlangs G.K. Beale. Sterkpunte van hierdie siening sluit in sy sterk fokus op simboliek en dit neem apokaliptiese literatuur ernstig op sy eie terme. Dit is vir my ook die probleem om hedendaagse nuusgebeure telkens in Openbaring in te lees. Maar daar is ook geldige kritiek. Teenstanders sê dit kan te algemeen raak. As alles simbolies is, verloor die boek moontlik sy konkrete profetiese skerpte. Sommige meen dit maak Openbaring so tydloos dat dit moeilik word om spesifieke vervullings of historiese ankerpunte aan te dui. So kortom, die idealistiese beskouing lees Openbaring as 'n simboliese uitbeelding van die stryd tussen die koninkryk van God en die magte van die wêreld, 'n stryd wat in elke era plaasvind, totdat Christus dit finaal oorwin.